Alles. En dit is nie uit my eie wil nie, maar dit is die Here se genade. En dit is gebede van groot mense, van ma's en pa's, wat gesê het, Here, dink aan die dwelmverslaafdes in die wêreld. So ek was ook 'n dwelmverslaafde in die wêreld. So ek kom sê, ouers, broers, susters, van verslaafdes, moenie opgee nie. Bid vir die kinders, bid vir die broer, bid vir die suster, wat nog, miskien weggedwaal het, dat hulle terug kan kom. Die Here is so mooi. Is baie mense wat het maar net vir granted vat. Maar 'n verslaafde, as hy daar is, hy wil so graag opstaan. Maar hy voel so minderwaardig, want hy was met die Here. Wat gaan die mense sê? Wat gaan hy kerkmense van my dink, as ek nou weer moet opstaan? So, kom ons wat die stap nader aan hulle, om hulle daar te gaan haal en hulle aan die hand te vat. Ek vra dit in die naam van die Here, want ek weet hoe moeilik is dit. Ek was by toevlug ook. So ek kom uit 'n Makkoland uit en ek was al die hele rehabs in die Kaap as ek vol. Toe ek die dag by die ark instap, en ek het die Here gesê, Here, U stap saam met my hierin, en U kom saam met my uit. En tot vandag, toe 10 jaar later, die 5de Mei is 10 jaar, het ek nog nie weer 'n smaak van die tyd. Ek sê aan die mense, ek doe nie dit om, die Here sê, jy moet gaan uit en vermaak disipel van mense, maar ek sta nie op die hoeke en preek nie, ek verkondig, ek sê vir die mense, dit is wat die Here vir my doen. Ek roep en preek nie wat die Here vir my gedoen het. Ek kan nou vir julle sê, gaan Google gou, betekenisgroete, dan kom haar so 'n lang lys uit, van wat ek was, en hoe ek geopereer het. Maar ek kan nie breek met dit nie, want dit is nie iets om oor te breek nie. Ek kan net breek wat die Here gedoen het. Daaroor breek ek. So ek stel vir julle, hou moed vir jou broer, vir jou suster, vir jou man. Hou net moed, hy sal uitkom. En die Here sien. Ware getuier het lewe. Ware getuier het lewe en ons almal het getuienisse. Amen. En ek lyk die ene van, mens kan nie breek nie. Ek het nodig om jou getuie te gee. Baie kere lyk dit of mense soms roem, as hulle sê waar hulle uitgekom het. En dan voel die ander ene wat net na die Here toe gekom het, voel ek is seker maar nie rede by die Here nie. Mens moet eers iewers uitkom. En dit laat my so dink aan 'n jong man jare terug, my vrou, as jy nou kan onthou, hierdie jong broer, en uiteindelik toe hy nou afvallig raak, ek sê nou uiteindelik, want hulle het getuig aan die jong kinders in die kerk, nou so sê die een meisiekie het gesê, ek kan nie getuig soos die ander mense van waar die Here my uitgehaal het, want ek my oop maak toe dien my ouers die Here, en toe sê ek ook sommer net in die ding in. En die ander een het ook getuig, dit was broer Andre, ja, hy het ook daar getuig en so aan, en die ander keers nou, ek het nog sien op die post, hy is ook nog apostel, hulle was sokkertjies in ons bediening, hy jare, en toe skielik toe raak hulle deur mekaar, hy tweekies, die name wat jy nou agterna genoem het, en hulle tweekie raak deur mekaar, en die derde party eise betaal ons uit, en allerlei tipe van goeders. Kijk, die derde partij uitbetaal, en jy ken nie die geld, die dan raak dit blok maar so anders dan. En die een wat nou apostel is, hy het ook een tip goede geverval toe achterna, maar voor die tijd, toe kom die jongspanne wat in die kerk by ons is, en hulle was 'n klomp spotters geweest, maar hulle het lekker uitgemaak, en hulle kom en hulle sê, uiteindelik, die man het sy getuienis gaan soek, maar die getuienis gehad nie, en toe gaan soek hy nog getuienis, en toe gaan doen hy nog al die verkeerde goeders, en een van hulle weet ek het nog nie opgestaan, en dan sê ek, hoe word nog gesikkel om op te staan. Daarom moet die mense nie gaan soek, as jy nog nie goed gegaan het nie, sê Here, dankie dat ek kan verklaar, ek is nie 'n goeie mens nie,
Here, U het my nog gehou. Ek het na U toe gekom en as ek die getuienis van ander hoor, Here, dan sê ek nie ek is beter as hulle nie. Dit sê net, Here, U het regtig U hand altyd oor my gehou en daar was mense wat gebid het. Amen. Baie dankie broer Terrence, ons waardeer regtig en ons weet, daar's baie meer wat U ons vanoggend kon gee. Prys die naam van die Here, maar baie dankie vir dit wat U deurgegee het vir ons. Ek wil vanoggend wil ek met U gesels, dis opstanding, en ek wil inhaak eintlik by wat die predikers van Vrydag genoem het, so ek gaan met U gesels. Amen. Ek gaan met U gesels, want net daarna gaan ons doop, maar ek wil hê dat die mense wat doop moet ook luister, want dit is deel van teaching. En hulle kan op 'n geleentheid binne die worship team vir ons lekker sing, kan hulle gou vir hulle dan gaan regmaak. So ek wil net seker maak van dit. Matteus 27. U het gehoor, die predikers van Vrydag het gepraat en daar was baie iets beklemtoon oor, vandag sal U saam met my in die paradys wees, vir u wat nog kan onthou. En self toe die laaste prediker opkom, toe sê dat hy hierdie gedeelte wat hy ook wil voorhou, hy wil ook praat uit die Bybelboek Lukas uit, Lukas 23. Nou ek wil ook praat uit Lukas 23 uit. En ek wil ook praat oor paradys. En ek wil ook praat oor vandag. 2 woorde, vandag en paradys. Want baie kere dan is jou vandag oomblik nie 'n lekker oomblik nie. Maar jou vandag oomblik kan 'n oomblik wees wat jou toekoms kan verander. En wanneer ons oor dit gaan praat, Lukas 23, ek wil eers Matteus 27 net voorhou aan u, sodat u net so 'n glimps kry ten minste van wat het gebeur ook self met toe Jesus Christus gekruisig was. En ek gaan dit vir u lees. Matteus 27 lees ons volg. En ek gaan lees vanaf vers 45. En van die 6de uur af, dis 12 in die middag, het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. Dit is 3 uur. En u weet, in die Bybel word het baie keer genoem dat die 9de uur, 3 uur, die uur van gebed. Daar gebeur baie goed in die uur van gebed. Vra vir Cornelius, as jy in verhouding met die Here is, dan verskyn die engel van die Here self, of 'n engel van die Here aan jou, om vir jou te sê, jy doen mooi, en die Here het gesien wat jy doen. So die uur van gebed is 'n baie dinamiese tyd, 3 uur in die middag, so onthou dit altyd. En van die 6de uur het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe, 3 uur die middag. En omtrent die 9de uur, omtrent 3 uur, en Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor het en sê, roep Elia. Toe hardop daar dadelik een van hulle neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. U het gehoor een van die predikers sê, die sondaars ken die woord. Want hulle sit onder die woord. Alles het ook by die begrafnis, baie van hulle is so baie begrafnisse, hulle is meer by in die kerk as baie van die gelowiges, ook self. En die woord van die Here sê vir ons duidelik dat self hierdie mense wat spotters was, hulle sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Want hulle besef nog nie met wie hulle te doen wat aan die kruis hang nie, want hy's vas. Hy's vas, miskien kan ons die kruis net 'n bietjie gou so hier na toe bring, as ek illustrasies maak, iemand net die help van Pieter, dankie. En die woord van die Here sê, daarom het Jesus weer met 'n groot stem geroep, vers 50, en die Gees gegee. Dit is die tyd toe hy ons gesê het, Vader, in U hande laat ek die Gees oor, en hy het die Gees gegee. Vers 51 sê, kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, terwille van tyd gaan ek uitbrei oor die voorhof, heilige plek en allerheiligste nie, maar die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. So die aarde het gebewe. So die aarde het het gevoel. Self die wat nie was by Golgotha nie, het het gevoel. Baie in ander gedeeltes van die wêreld het miskien nie geweet van hy kruisiging nie, want daar was nie TV's nie. Maar hulle het geweet iets gebeur in die aarde, want daar was 'n beweging. Vers 52. En dit is ons fokusgedeelte ook vanoggend. En die grafte het oopgegaan. En baie liggame van die ontslape heiliges
het opgestaan. So wat sê dit? Toe Jesus sy asem uitblaas en sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En hy sterf. Daar's 'n lied wat ons gesing het as jong mense, this is not how the story ends. Want toe hy daar hang aan die kruis, en hy sy asem uitblaas en ons glo sy hoof sak, toe eindig die storie vir hulle wat daar staan en hulle sien, en iemand sê, waarlik, hy was die seun van God. En iemand staan daar so en kyk en huil, en sê, hy het so baie goeie dinge gedoen en die sterwe. En die spotters wat daar langs sat was, en die een ook aan die kruis aan die ander kant, ek glo het aangehou spot en sê vir die ander man aan die kruis gesê, hoe sê jy nou? Van julle twee se conversation aan die kruis, daar gaan jou hoop. En hy was maar net 'n mens op soos ons, daar sterf hy. Maar waarmee hulle nie rekening gehou het nie, is die gedeelte wat gebeur, terwyl hy daar aan die kruis hang, en hy 'n moment het saam met hierdie ander man aan die kruis, maar nie net saam met hom nie, hy in sy pyn en sy seer en sy lyding nog steeds die evangelie boodskap kan verkondig, en aan 'n moeder sê, moeder, daar is jou seun. Ek kan wys met my vinger vandag, maar ek kon nie wys met sy vinger nie, want sy hande is vasgeslaan aan 'n ou ruwe kruis, en terwyl hy daar hang aan die ou ruwe kruis, kyk hy na hulle aan pyn, terwyl die bloed vloei, en daar 'n doringkroon op sy hoof geplaas was, en die bloed vloei oor sy gesig homself, en onthou die baard wat in sy wange uitgeruk was. Pyn en seer. Hy kon sy eie kruis op 'n tyd nie dra nie, en 'n man van Afrika het hom gejaag, Golgotha hemel toe. Ek glo hy sou eendag by die kruis gegaan het, maar daar was iemand wat gesien het, dit gaan swaar, en hulle dwing iemand om hom te jaag met die kruis, maar toe hy daar hang, in pyn, in seer, sê hy vir iemand wat seer in die oomblik, moeder, daar is die seun. En hy kon in sy pyn, kon hy vir hierdie seun sê, die geliefde disipel, kon hy sê, seun, daar is jou moeder. In sy pyn en sy seer, terwyl hy daar hang, kon hy evangeliseer, en hy kon self ook sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy bied vergifnis vir mense wat hom seer gemaak het. Hoeveel van ons het ons kruis opgeneem en die Here begin volg, maar ons kan nie deur pyn evangeliseer nie. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan soek ons tuinpie. Ek gaan nou eers tuinpie vat. Die kerk moet verstaan. Want ek gaan deur pyn, as ek eerder my pyn gekom het, sal ek weer betrokke raak in die kerk, en ek sal weer doen die Here sê, as jy jou kruis optel, en my volg nie, as jy nie werd om 'n disipel van my genoem te word nie. In jou pyn, in jou swakheid, in jou tekortkominge, in jou familiekrisisse, in jou huweliksprobleme, in jou kinderprobleme, in jou eie persoonlike probleme, het jy nodig om jou kruis op te neem en die Here te volg. Daar's die tuinpie by die koninkryk van die Here nie. Te veel vra vir tuinpie. Te veel vra, ek wil my eers uitsorg. Die Here sê vir hy manne, gaan verkoop alles wat jy het en volg my. En die woord van die Here sê, hy bedroef omgedraai, maar hy het baie besittings gehad. Die Here sê, hy is moeg vir mense wat sê, ek wil my eers uitsorg, ek is baie besig, en die kerk moet verstaan my tipe lewe. Jy was in sonde, jy was stikken gewees, jy het nie geweet dat jy kom of gaan nie, jy het nie die werk gehad wat jy het nie, jy het nie die besigheid gehad wat jy het nie, en die Here het jou dit aflos. Nou, maar die Here wag. Die Here moet nou wag. Maar toe hy in pyn was, het hy gedink aan my, hy het gedink aan u, en hy het nie geworry oor sy pyn nie, maar hy het die toekoms gesien. Hy het gesien waar ons op gaan, hy het geweet waar ons op gaan, en sy pyn
belangrik, wat gaan die outcome wees van ons lewens? Maar as so iemand soos 'n broer Terrence nie vandag kon sê na 10 jaar stap ek nog steeds en die Here het my kom bevry nie. Iemand soos Paul Walker sou nie kon gesê dat ek is wat vrygemaak nie. Maar hy het aan my gedink, daar was 'n lied wat sê, hy dink aan my, hy dink aan jou, toe hy daar hang en bitter lê. Hy was nie selfsugtig gewees nie, man. Hy het nie gevra wat tyd aan die kruis nie, man. Hy sy kruis se pyn het hy gevat. Dat hulle van my liefde was die Here. Daarom maak het die Here se hart seer, dit breek sy skyn nie verskil sien, tussen lig en duisternis. Ons is soldate in die army van die Here. Die wêreld het klomp dinge wat die wêreld na ons kant toe gooi, maar ons wat by die Here uitgekom het, ons by die toetse kan weerstaan. Dis nie altyd maklik nie, man. Dis nie maklik nie. Moenie as jy eers verlos is van drank, en jy weet dis pas naweek, en die mense rondom jou drink nie, en jy kom weer maar hy, ek kan maar net hierdie keer ietsie geniet, dis was nie 'n probleem nie. Kan nou die pad nou gesels ek weer my vrou, toe sê ek van my vrou, Paulus sê van Timotheus, sê hierdie skrif en ek gaan vandag sê, van iemand wat miskien dit nie moes gehoor het, maar vandag gaan iemand dit hoor. Paulus sê van Timotheus, kyk, jy dien goed, man, jy doen mooi dinge vir die Here, maar jy het 'n maagprobleem, Timotheus, vat 'n bietjie wyn op vir die maag, moenie dat jy net water drink nie. Maar dieselfde Bybel sê nie dronk word van wyn nie. So moenie die skrif uit verband ruk nie. Die wyn is weer veronderstel om irritasie te wees, maar die wyn raak vir baie gelowiges nie meer irritasie nie, dit raak nice time. Is dit nice time, want hy is die typie vir, hy was typie. It's no Christmas, it's Paasnaweek, typie. Mag die Here toch net nie kom oor typie tyd nie, want dan gaan baie dit los. Baie gaan het los. Maar het gedink aan my, het gedink aan nie. Ons tyd. Kom ek draai gauw net maar aan ene. In sy pyn oomblikke, sy moeilike oomblikke. Maar die gesprekvoering, wat hy het saam met hierdie man aan die kruis. Hy dink aan hierdie man, hy kom gesprekke. Maar hierdie gesprek wat hy saam met hierdie man het in Lukas 23:43. Jesus antwoord hierdie man aan die kruis. Hy sê, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar's nuwe Bybels wat nou uitgaan, daar sê glo nie elke Bybel nie. Moenie maar dat 'n Bybel is, dink ek met die Bybel glo nie. Daar's ook korrupte Bybels wat in die omloop is, maar daar's 'n nuwe vertaling Bybel ook wat sê, ek beloof jou vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die klem lê op die verkeerde plek. Hulle sê asof die Here vir die man sê, in hierdie oomblik terwyl ons praat vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Wat beteken eendag sal jy saam met my daar wees. Dis 'n leuen. Maar die Here sal klem lê op vir hierdie man. Ek beloof jou, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Kom ons kyk hoe kom hierdie belofte tot stand vir hierdie man voor ons klaar maak. Hy hang aan die kruis. Hy praat met hierdie man. Hy blaas sy asem uit. Bitter gelei. Wêreld kyk. Klomp goed rondom. En terwyl hy hang, kom daar manne aan, want die liggame mag nie vir 'n sekere tyd nog aangehou hang het nie. En hulle kom nader na Jesus toe. En hulle moet kom om die bene te breek, want terwyl jy hang daar, en jy nog nie gesterf daai tyd nie, dan is pas gaan tyd wat nou aangebreek het ook self. Dan slak jy jou nie koppe tot nie, sodat jou bene pap raak. En wat gebeur? Jou liggaam sak. Jy's vasgespijker aan jou voete, jy's vasgespijker aan jou hande, so hulle slat uit nie koppe tot nie. En dan moet jou liggaam sak, en dit maak dat jy vinniger sterf. En hulle kom by Jesus, en hulle maak gereed, maar toe hulle by hom kom, toe sien hulle, hy het daar reeds gesterf.
Want die psalmdigter sê, daar wat hulle praat, die goed al lankal, het gesê, geen been van sy liggaam sal gebreek word. Hulle het hom geslaan, die bloed het gevloei, hulle het stukke vleis uitgelig, maar daar was die een been uit sy liggaam gebreek nie, selfs tot op die kruis kon hy sy bene breek nie. En hulle stap verder verby, en hulle kyk, en so wonderlik is dat die manne hang aan weerskante van die kruis, en dink sommer nou net daaraan, hulle kom eers na hom toe, hulle kom ons gegaan het van kant af, en mens begin er meer kant, hulle kom eers, hulle wil eers na hom uitsort, hulle wil seker maak, hulle sien hy is klaar dood, hulle gaan na die ander manne toe en sien, nee, julle is nog nie dood nie, en hulle vat hy, weet jy wat, een grote hamer of wat was hy, en hulle slak hulle nie koppe stikke, laat het aan sterwe. Dan hy alle sonder man, wat nie wil bekeer aan die kruis, net seker vir die ander man gesê, sien jy nou moet ons zwaar kry. Die manne gaat ons nou, en ek glo het geskree van pyn. Maar hulle het nou die dag gesê, toe op die hokkieveld seer kry, toe sê, die pyn was so ondraaglik, maar hy wou nie huil nie, want hy is die juffrou in die sport, en het hom afdra, die draagbaar, van die veld af, toe voel het vir hom, hy kan nou skree, kan huil, maar hy hou maar uit, en toe uiteindelik vir 'n oomblik al, en is toe huil hy, net om hy pyn uit te kry. En die man ervaar dit, en hulle sterwe. Maar kom ons rewind gou vandag. Hy sê dit is volbring. En terwyl hy sê dit is volbring en sterwe, en hierdie episode sal hulle afspeel, ook self, en self Josef ook kom, Josef wat ook self daar gesit het op die paneel, wat moes saam praat of hulle vir Jesus moet kruisig en so meer, en hy het nie heeltemal saamgestem, hy was deel van hy panel gewees, maar die Bybel sê Josef was 'n geheime disipel van die Here. Wil jy hy in preekskaars nie, hy was 'n geheime disipel met God se wil gedoen, daar was 'n rede, hoekom hy 'n geheime een moes wees, nie ander wat geheim is, en snaakse goed doen en geheim bly nie. Hy was 'n geheime disipel, sê die Bybel, en hy en Nikodemus, wat in die nag gekom het by die Here, en met hierdie Here gepraat oor wedergeboorte, hulle twee, Josef kry die liggaam van Jesus, want hy was 'n hooggeplaaste man, en hulle sê, so hy kan die liggaam vat, hy gaan al die liggaam af, want hy sou nie vir iemand anders gegee het sommer nie, so Jesus was connected, hy gaan al die liggaam af, en Nikodemus kom, en hulle twee, doen die balsam en goedkies, en hulle gaan sit om in 'n graf, wat deur homself gekoop was homself, 'n gehuurde graf in die Bybel. Want Josef self, 'n geheime disipel, het geweet, ons het nie nodig om vir 'n voltydse graf eintlik te kry nie. Ons kan 'n graf hier vir hom, want die is tydelik. Want hy het gesê, ek gaan opstaan, so die disipels verstaan, daar is 'n opstanding. Die profeet het altyd gesê, hy gaan in 'n gehuurde graf, was en al hierdie goed geprofeteer. En hy sê, daai graf in. Maar alles gebeur, ek gaan weer terug rewind, terwyl hy daar hang en terwyl al hierdie goed afspeel, is daar iets wat gebeur, want as 'n belofte vir iemand, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, nie môre nie oormôre nie. Wat is 'n paradys? 'n Paradys is 'n lieflike plek. Ons sien 'n paradys as 'n plek met groen gras, groen gras. Ons sien 'n paradys as 'n plek met strate, kom ons sê sommer strate van goud, nie stofpaaie nie. Ons sien 'n paradys as 'n plek waar jy kan rondstap en vrugte eet soos Adam en Eva, en jy hoef nie te worry oor niks nie. 'n Paradys is 'n lekker plek waar jy nie hoef te worry en bekommerd te wees oor die pyn en die seer van hang aan 'n kruis en op slaai dit nie kom bestikkend nie. 'n Paradys is 'n plek waar jy nie worry oor wat die wêreld aan jou kant toe gooi nie, want jy is in die paradys en jy sal God se rus in, en jy ervaar kalmte, jy ervaar rustigheid. Want wanneer jy by die Here uitgekom het, dan stap jy in sy rus in. Vandag sal jy saam met die paradys wees. Slaan hulle knieë koppe stukke, terwyl hulle daai doen en hy twee nog moet sterf, en nog hy toe daar ander team wat die benoudheid verkeer. Maar terwyl hy gesê, dit is volbring, en hy blaas sy asem uit, toe beweeg hy af met die doderyk. En almal gaan doderyk, dis die sterf. En hy beweeg af na die doodryk, en hy kom daar, waar Vader Abraham hulle gesê het, vir die ander man aan die ander kant, vir hom gesê het, ek kan nie kom na julle toe nie, julle kan nie kom na ons toe nie, die kloof tussen ons as hopeloos te groot.
Die man sê, Vader Abraham, maar kan julle nie net 'n draai maak en iemand stuur, om my net so 'n bietjie my laafenis te kom gee hier die ander kant nie. Vader Abraham sê, weet jy, hier waar ek en hierdie man is en die ander is moeilik vir ons om self daar te kom, om jou laafenis te gee, en dit is nog nie die jaar kom nog een dag, die doderyk. Dis wat gebeur wanneer iemand sterf. Was gister by begrafnis. Daai vrou se begrafnis was gehou gister, maar sy die dag toe sy sterf in die hospitaal, toe sy doderyk toe. Amen. En die Bybel sê, Abraham kan nie op die man soek aan die van die ander kant. Asseblief Vader Abraham gaan sê vir my broers nog, dat hulle moet hulle saak regmaak, want hier wat ons is die lekker nie, dis moeilik hier. Hierdie man is nie selfsugtig nie. Maar wees nie maar selfsugtige mense. Hoe ek lei, dat hulle ook hier kom. Daai man gee nie vir hulle wat op die aarde is dit nie. Abraham sê vir hom, weet jy, hulle het van Moses by hulle, so ek neem aan, daai verhaal het hom afgespeel aan die tyd van Moses en die profete, want die Abraham sê, hulle het van Moses en die profete by hulle, as hulle na Moses en die profete luister nie, sal hulle nie luister nie. Dis die mense wat 'n hart is om te bekeer waarvan Abraham nou praat. Hy sê maar ook en hy stuur dan iemand die doderyk en af van julle kante om te gaan praat met die mense. Abraham sê, hulle sal skaars luister, kom iemand ook as 'n spook in die doodheid. Ek dink hulle wat baie wel moes skrik as iemand kom om te kom sê bekeer. Ja, presies. Abraham sê, so is 'n kloof. Jesus blaas sy asem uit. Hy beweeg van die kruis af en hy kom na die doderyk toe, om die sleutels van die doderyk te kom kry. Van alle krag en mag behoort aan hom, hy het nodig gehad om deur die kruis te gaan, om by die doderyk in te kom. Want die Here wie God is nie 'n God van wanorde nie. Dit waarom as die duiwel het geen mag op hierdie aarde nie, want hy het nie legally hier ingekom nie. Ons is gebore op hierdie aarde. Ons is amptelik hier op die plante van ons voete op hierdie aarde. So ons hoort hier. Daarom het die Here ons autoriteit gegee om die duiwel se kop te vermorsel, want hy hoort hierdie. Daarom is daar gedeelte in die Bybel wat daar klaar sê, dat God het hom 'n naam gegee bo alle name, en dat elke knie sal moet buig van die wat bo in die hemel is, die hemel en almal, van die wat onder op die aarde is, ons as mense, diere en wie ook al, en nou kom het, en die wat onder die aarde is, die doodryk. So Petrus skryf, en baie keer in die ou kerke waar ons in was, het ons die geloofsleerders opgesê, soos as 'n tasie, ek glo in God die Vader, ja, mag nou die hemel en aarde geskep het, wat neergedaal en ter helle neergedaal het, en kyk die mense, kyk nou kom ek maar baie van het nie 'n klou waaroor het gaan nie. En hy daal ter helle neer in die doodryk, en hy kon stap in, en ek sê sommer baie keer van myself, toe hy aangestap kom, toe kyk die duiweltjies wat daar onder dan, hulle is besig om te roer, want hulle lewe mos nog, hulle was nog nie vernietig nie, en hulle roep uit en sê, en dis my illustrasie, hulle roep uit en sê, weet jy wat, Lucifer, is iets aan die kom, iemand aan die kom. Satan sê, daar is 'n manier, want iemand kan nie aan die kom wees nie, want hier wat jy kom val jy, of jy kom val die kant, of jy gaan val die kant, iemand kan nie bou daar aankom nie. Psalmdigter sê, wie is die ene koning, dat hy wat daar aankom, prachtig in sy gewaar, en die volk van sy krag, en sy glorie, en hy kon stap daar uit. Die duiwel die roep uit en sê, Satan, jy verstaan nog nie, die een wat daar aankom, daar is 'n lig wat in met dit straal. Satan sê, dat kan nie wees nie, aan hierdie doodryk is daar geen lig nie, anders sê jy nie wil glo nie, wat kan slaap? En hy kon stap en toe hulle besef, glo ek gebeur het, elke knie buig aan die doodryk. David skryf in die psalms, hy sê, Here, U sal my nie oorgee, dat my vlees verderwing sien nie. David profeteer eintlik om te sê, ek glo tweeledig om te sê, dat Jesus Christus sal in die graf lê nie, maar dat ek as David wat aan die kant is, ek sal ook nie vir ewig hier is nie, daar gaan 'n tyd aanbreek, wanneer die kruisboodskap daar gaan wees, en dan gaan hy kom na die doodryk, om ons te kom losmaak. En Jesus kom stap die doodryk in.
En toe die doderyk kom instap, wat gebeur? Wat sê die Bybel? Die Bybel praat van baie heiliges het opgestaan en het die grafte uitgegaan. 'n bewys het opgestaan. Hulle het geslaap. Hulle het opgestaan. Maar die oomblik toe hulle opstaan, kon hulle nog nie op die aarde gaan rondbeweeg nie. Want Jesus Christus moet die eersteling word van hulle wie opstaan. So niemand kan nog aarde toe gaan om te gaan verkondig nie, alvorens hy nie op die derde dag opstaan uit die dode uit nie. So hulle wandel nou hieronder rond. Hulle is live. En Jesus, volgens Petrus, preek aan die gevangenis vir hulle wie hulle heerlikheid verlaat het. Ons onthou mos die seuns van God en almal wat besluit het ons verlaat en ons gaan trou met die kinders van die aardbewoners. Ons onthou hulle wat in die vloed van Noag omgekom het. En hy kom mense in die doderyk. En Jesus kom en hy verkondig die evangelie daar. Dis kom baie kerkes confused. Ek gaan hulle name noem nie. Hulle verkondig hulle ou begrafnisse, kom hulle terug om sekere goedes te doen. Maar hulle verstaan nie die skrif nie. So Jesus in die doderyk nou, alles gebeur daar binne in die doderyk. En terwyl hy besig is, dit wil sê, daai 3 dae, hier bo op die aarde is dit 'n geween, dis 'n Maria Magdalene, hulle wat hy, dis 'n Petrus, hulle wat nie kan glo nie, wat ons van Maria agterna vast voortgesê, hy kan nie wees nie. Ongelowige Thomas, hulle almal is daar, hy het gesterwe, hy is nie meer nie, ons is alleen, hulle gaan ons nog so doodmaak, ongeloof. En Jesus is besig, dag 1, dag 2, hy is besig. Maar toe hy besig is daar, en hulle slat hy man sy vliekoppe tot nie by die kruis. Toe die man moes nou afkom, moet hy mos nog iewers sy plek gaan vind. Die kant, of die kant. En terwyl hy afkom, staan Jesus daar, in sy glorie. Ek het die dood het ek gewys. Ek is in beheer, bo in die hemel, ek is in beheer op die aarde, en ek is in beheer ook in die doderyk. En die man van sterwe aan die kruis, en wat kom na die doderyk, hy het gedink, hy gaan 'n rukkie miskien op het vertoef daar, en die Here sê vir hom, net vir jou gewag, want ek het gesê, vandag sal die saamheid aan die paradijs wees, so kry julle gereed, julle wat aan hierdie kant is, wat julle kan gebring het, ons gaan 'n beweeg paradijs. Daai man kom ek glo, daar was 'n smile op sy gesig. Sy vandag was nie môre nie. Sy vandag was nie na 3 dae eers die opstanding nie. Sy vandag was die oomblik omdat hy bereid was om te glo in die evangelie boodskap, in sy pyn, in sy seer, in sy lyding, in die wat sy chommies al gesê, wat glo jy in die man, hy gaan vir jou niks beteken nie, in al die goed wat sy mense gesê het, en hy man geglo aan hierdie man aan die ou nuwe kruis. Hy het hoop gehad. En sy hoop was nie beskaam nie, want die Here vat hom na die paradijs toe. Vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Hulle wat hy kant is in die doderyk, wat sterwe, wat sondaars is, en hulle wat 50-50 met die Here aankom, hulle sterwe, hulle wat baie keer tyd by Frans naam sal goed doen. As jy sterwe, dan ga jy nog steeds reg in doderyk toe. Maar daar was ander, wat die Here al klaar vir ons gewys het, daar is 'n paradijs. En van hulle was al reeds geskuif na die paradijs. Want die Here kan nie belofte maak aan die kruis in 'n man van 'n ander plek nie. Die belofte was paradijs. So paradijs 'n plek waar hy nog gesteer word deur 'n man wat van die kant af praat en sê, hallo kan nie draad. Stuur gou iemand na Boeta Sali toe. Die tyd nog om dit te hoor, want in die paradijs kreet hulle maar daar. Ons is in die paradijs, ons wag vir die nuwe aarde.
Ons is in die paradys, hulle wat gaan, en hulle wat deur God uitverkies en wat geywer het, hulle stap mekaar en kom in die paradys, en hulle kan sien, hier sal Gideon wat hy oorlog oorwin het, hy is ook in die paradys. Want ons ken die Here. Paulus sê, alles is nou maar soos amper soos in 'n spieël. Dat is goed aan die doodryk wat ons nie nou al sal verstaan nie. Maar hierdie verhaal van die man aan die kruis, van die belofte wat die Here hom gee, sê vir daar's 'n paradys. Wanneer ek gesê gaan om julle plek te berei, terwyl hulle in die paradys is en daar 'n plek waar die Here berei, wat mooi en pragtig is. Maar daar's mense wat die Here al klaar uitverkies. Daar was mense soos Moses, Elia, you name it, daar's sekere mense wat ons al klaar weet, hulle het nie nog kans gehad vir baie dingetjies nie, want die Here het geweet, hulle het paradys nodig. Ek wil klaar maak om te sê, die doodryk dalk het nie sal opbuig. Die man aan die kruis, die lekkerte vir hom is, sy vandag oomblik, was sy beste oomblik ooit. Pyn is van korte duur, soms voel dit lank. Soms as jy in die omstandighede is, dan voel dit gaan nooit klaar kom nie. Dit voel soos middernag wat nie wil oorgaan nie. Maar daar's 'n lied wat iemand ook gesê het, wat hulle sê, die Here kom nie môre. Maar ek wil vir iemand sê, die Here kom ook in jou middernag oomblikke. Want dit nie lekker lyk en lekker gaan nie, en dit lyk ander langs aan jou wil jou kastei, en 'n klomp sê goed te sê oor jou bekering, en jy wil oordeel en besluit, of jy reg bekeer is of wat ook al, onthou net as jy regtig ywer vir die Here, en die vra van time nie, dan kan hulle maar sê wat hulle wil. So die lied sê, al sê die mense wat, maar daar's 'n stukkie wat bykom, want dit sê, al sê die mense wat, al lewe is soos hulle wil, val het by die Here. Sit hy stukkie by? Al sê die mense wat, hou jou lamp aan die brand. Een van die predikers het gesê Vrydag, as jy wil weet of jy reg loop, moenie vir die gelowiges vra nie. Vra vir 'n sondaar by jou werk, vra vir 'n sondaar in jou straat, vra vir hulle of hulle dink jy's regtig bekeer. Die sondaar gaan aan jou gesig sê, weet jy, ek wag al lank al vir jou. Hou op met jou drinkery, hou op met jou vloekery, hou op met jou afgryp, hou op met die sondaar af jou breek. So jy kan nie sê, al sê die mense wat heeltyd nie. Hou jou lamp aan die brand. Dat die sondaar kan sê, weet die suster, ek wil al lank al vir jou gesê, jy's 'n lieflike mens. As ek jou sien, begeer ek so die Here aan te neem. Ek sien die ander wat so speel met die Here, maar jy maak my, dat ek amper byna 'n Christen word. Nou kan jy maar sê, weet jy, nie byna amper nie man, kom ek lei jou sommer na die Here. Hoekom die wêreld verlore gaan? Omdat baie van ons soos 'n lig wil laat skyn. Ek wil klaarmaak. Jesus het opgestaan hier, mannes. En sy opstanding het begin by die waar hom gespot het. Soms moet ons 'n bespotting met deurstaan. Soms kyk die duiwel ook baie keer of voel ek in die geestelike die helm soms so, en dan dinge gebeur, dan voel het so vir my as die duiwel sy engeltjies of sy demone dom uitsteek en sê, sien jy nou? En die oomblik as ek daai gevoel kry, dan voel ek, nou moet ek bestraf. Want die kruis was mos nie verniet gewees nie, man. Maar dit het nie hier gestop nie, man. Hy het ingegaan, hy het gewys, hemel, aarde, doodryk, hy oorwin. En toe hy uiteindelik opstaan in die doodrykking, en die ander wat in die graftyd gekom het, ook Jerusalem ingevaar. Die Bybel sê, baie het hulle dode ook self ontvang, en hulle gegaan die evangelie verkondig. Dink net, die kom stap en hulle was dood. Hulle kon stap en hulle kom sê, weet julle, ons het julle net kom vertel van 'n verhaal wat in die doodryk gebeur het.
Onmiddellik om vertel wat er daar binne kan gebeur. Hoe dink ons, hoe kan Petrus geskryf het oor uit ter hel en neergedaal, as hy die goed aan hom openbaar gemaak was nie? Hoe weet hulle die diep verborgene goed is? Wat aan ons deel in die Bybel? So hierdie manne wat dood was, hierdie heiliges, hulle stap en hulle verkondig die evangelie. En Jesus, die Bybel sê, 45 dae stap hy die aarde. Die Bybel sê, hy het sommer aan 500 mense op 'n slag op verskyn. Hy verskyn aan disippels en almal, self van Maria Magdalena, toe sy by die graf ook self kom, en sê, waar het julle hom neergelê? Sê my net, ek sal sy liggaam vervat, ek sal sorg dra vir sy liggaam. Maar in haar mind was dit is 'n gehuurde graf. So miskien voel hulle die hier is verby. En Maria sê, ek sal hom uitsorg. En terwyl sy sê, ek sal hom uitsorg, dan sê die tuinier, en hy roep haar naam, hy sê, roep haar op haar naam. En terwyl hy op haar naam roep, herken sy op stem, want hier is my skape. Hulle ken my stem, hulle luister, hulle sien die gestrewe, en hulle kom nog nie. Hulle raak die ondoenig opvallen nie. En hulle trane wat sy afvee. Rabuni. Maar sy herken die stem. Sy herken die stem. Sy herken die stem. Ek wil 'n vrou vra vandag wat weet waar my skrif nou is, om vinnig daarin te blaai en vir ons net te lees oor hierdie tuinier, en dan maak ek klaar en geen kans dat ons gaan doop ons dierbares. Enige dame, kom gou gee 'n bietjie huiswerk vir u. Iemand die geleentheid of 'n dame die lees, wat kan lees vandag. Hierdie ontmoeting van Jesus en hierdie vrou na sy opstanding. Die blydskap wat sy het, en die blydskap wat ons het, dat hy opgestaan het. Ek kan hy versies kom lees vir ons. Vanaf versie 13. Ek weet nie die hoofstuk nie. Wil jy met ons lees tot vers 18? Is daar 'n vrou wat kan kom? Vrou wat kan kom, ons doopkandidaate kan gereed gaan maak, ons passers kan jou. Ons hier kan vorentoe kom. Prijs die naam van die Here. Halleluja, hy het opgestaan. Hy waarlik opgestaan. Die Seun van God het opgestaan. Prijs die naam van die Here. Ek gaan 'n geleentheid gee. Ons het nie toe vir ons lied terwyl ons wag. En dan iemand vir ons kom, ons het die gemeente van voortel. Vanaf vers 13 tot vers 18.